Goeiemôre, groet jy in die mooi bekoorlike naam van Here Jesus Christus, bly om saam met jou te wees, voorreg, wat God my bied om so 'n bietjie met julle te gesels uit die woord van die Here. Ek lees graag saam met u Johannes 21 vanaf vers 4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarom sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boorkleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Ek wil onder die aandag bring, dit is nie Petrus wat heel eers besef het, dat dit die Here was nie. Dit was Johannes. Hy was geestelik nie ingestel gewees om Jesus te herken nie, maar toe hy hoor dat dit Jesus was, toe gebeur daar iets in sy samestelling, waarop hy reageer. Hy wil by Jesus uitkom. En die woord van die Here sê is, hy werp homself in die see en ek glo, hy het geswem om by Jesus uit te kom. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, die man op die strand. Wie is die man op die strand? Ons lees van sy koms in die woord. Ons lees daarvan Matteus 1 vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, dit is nou Josef, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ek stel dit aan u. Die man op die strand is 'n geskenk van God aan die wêreld. Hy is die verlosser. Hy is die redder. Hy is die een wat in die mens se omstandighede ingryp en as te ware 'n brug tussen God en die mens kom bou. Matteus 28:18. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ja, hy is magtig om te red en te verlos. Hy is die een wat die vermoeide krag gee. Hy is die Here, ons saligmaker, ons koning, die koning van alle konings. So pas het hy die pad van Golgotha gestap. Hy het die graf, die hel en die dood oorwin. Hy is die Here. En nou bevind hy homself hier op die strand, waar sy disippels besig is om vis te vang na sy opstanding. Weet jy wat is vir my opmerklik? Jesus daag op in hulle daaglikse roetine. En ek wil vir jou sê, Jesus wil ook in jou daaglikse roetine homself openbaar. En hier staan hy dan op die strand, juis op 'n oomblik waar hulle waarskynlik moedeloos uitgeput was. Ons moet onthou, hulle was heel nag besig om vis te vang. Tog sê die woord van die Here, hulle pogings was vrugteloos. Die heel nag het die nag vir hulle niks opgelewer nie. Leenette spreek van teleurstelling, vermoeide pogings, planne wat nie uitwerk nie, dinge wat skeefloop, wat anders verloop as wat u en ek dalk beplan. Was jy al op so 'n plek van wanhoop, waar dit vir jou voel of al jou pogings nutteloos en vrugteloos is? Ja, ek dink ons almal ken dit.
Ons ken daardie nagte, daardie oomblikke waar dit vir jou voel jou gebed word nie beantwoord nie. Daardie oomblikke van bekommernis oor ons kinders, finansies, moontlik gesondheid. Daardie oomblikke waar jy alles probeer het, maar dit bly rondom jou donker. Dit is nag. Jou pogings nutteloos, leeg. Maar weet u, vriend, ons leegheid is nie die einde van die verhaal nie. Dit is die beginpunt van God se werk. Die disippels bevind hulle hier in 'n toestand, ek wil sê, van hopeloosheid. 'n Oomblik van afhanklikheid. Hulle kan vir hulle self niks doen nie. Hulle pogings vrugteloos. Terwyl ons midde die storm is, midde die leegheid van ons eie pogings, staan Jesus op die strand. Hy is die Here. Hy het reeds aan hulle getoon dat hy midde die storm op water kan loop. Hy het reeds met sy bloed betaal, die dood oorwin, en nou staan hy hier triomfantlik, hier op die strand. En hy kyk na hulle. Weereens, hulle het hom nie daar verwag nie. Dan praat hy met hulle soos wat 'n vader met sy kinders sou praat. En hy vra vir hulle, het julle nie iets vir my om te eet nie? Hulle antwoord, nee. Meneer, die nag het niks opgelewer nie, ons nette is leeg. Dit wys vir hulle op hulle eie afhanklikheid. Maar weet jy, nou is die wonder van ons hemelse Vader. As ons nie kan nie, dan kan hy. As julle nie het nie, sal ek voorsien. Jesus staan hier op die strand, onherkenbaar. Hy is naby, maar hulle herken hom nie. En hier is vir my 'n geestelike les. God werk dikwels in ons omstandighede lank voordat ons dit sien of dit besef. Baie keer herken ons hom eers na die tyd. Dit is eers nadat hy vir hulle gesê het, werp julle nette aan die regterkant. En hierdie wonderlike visvangs daar was, dat Johannes besef, maar hierdie wonderwerk, dit is net God wat dit kan doen. Dit moet die Here wees. Hoe gereeld was God by jou? En het jy hom dalk nie gesien nie? Hy was dalk by jou deur daardie persoon wat jou bemoedig het in 'n tyd waar dit vir jou gevoel het, jy kan nie meer nie. Daardie deur wat op die regte oomblik vir jou oopgegaan het, of moontlik toegegaan het, om jou te beskerm. 'n Beskerming waarvan jy nie eens bewus was nie. Moontlik daardie storm, wat vir jou gevoel het, jy gaan dit nie maak nie, maar jy het aan die ander kant uitgekom. Dit is die Here. Jy sien, die Here is nie net teenwoordig in bonatuurlike manifestasies nie. Hy staan op die oewer van ons lewens, in ons daaglikse omstandighede. Ongelukkig is dit so. Moe oë sien hom nie altyd raak nie. Toe hul eie bekwaamheid hul gefaal het, kom Christus tot hul redding. Hy is die Here, die koning van alle konings. Ja, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen velde, na waters waar rus is, lei my heen. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ja, hy is die Here, die Almagtige, die een
wat tevoorskyn kom, daar op die strand, terwyl u en ek moedeloos is, dan kom sê vir jou en vir my seun, my dogter, het jy vir my iets om te eet? Ek wil myself aan jou openbaar. Ek weet, jy het nie, maar ek sal voorsien. Die Here gee aan hulle 'n eenvoudige opdrag. Gooi die net aan die regterkant van die skip. Dit is nie 'n teologiese opdrag nie. Dis eenvoudig. Dis prakties. En hierdie opdrag vereis slegs gehoorsaamheid. Maar weet jy wat vind ek? Ek vind dat in hulle gehoorsaamheid daar voorsiening is. Soms word ons deurbraak gebou op 'n klein stappie van gehoorsaamheid. Daardie telefoonoproep wat jy voel jy moet maak. Daardie oomblik wat dit vir jou voel, jy moet vir iemand bid. 'n belydenis van God se goedheid en grootheid. 'n daad van liefde wat jy moet bewys. Daardie oomblik wat jy die keuse moet uitoefen om te vergewe, sodat jy self genesing kan ontvang. Johannes sien eerste dat dit Jesus is. En sy uitroep is, dit is die Here. En hierdie uitroep vind ek 'n getuigskrif van God se goedheid en van God se dade. Kan ek vir jou vra, herken jy God se dade in jou lewe? Is daar daardie oomblikke dat jy moet erken en sê, dis net die Here alleen wat dit vir my kon doen? Johannes sien die wonder raak. Hy erken dit. Hierdie ding is net wat God kan doen. Vriend, die Here wil jou voorsiener wees. Hy is jou voorsiener. Hy wil jou red uit sekere omstandighede. Maar dit verg dat u en ek moet gehoorsaam wees. Kyk terug oor jou lewe. En dan moet ek en jy erken, daar is sekere dinge wat net God kon doen. Deure wat net hy kon oopmaak. Genesing wat net hy kon bring. Beskerming net wat hy kon gee. En jou hart sê, dit is die Here. Dan loop jou hart oor van dankbaarheid. Dan wil jy juig en jubel tot eer van sy naam en jy wil sy grootheid besing. Ja, hierdie is vir my 'n getuigskrif waarin ek kan sê, as dit die Here is, dan het ek 'n vaste vertroue rakende die toekoms. As hy gister so getrou was, sal hy ook vandag daar wees vir my. En hy is die onveranderlike. Hy sal ook in my môre wees. Kom ons bid saam. Aan u die alleenwyse God, bring ons toe die lof, die eer en die dank van ons harte. Saam met Johannes wil ons uitroep, u is die Here. Elke dag openbaar u uself as die een wat vir ons kan voorsien na die rykdom van u genade. Wanneer ons benoud is, wanneer ons wanhoopig is, kom u ons in die groote liefde telke male tegemoet. Ja, Here, u is altyd betyds. Wanneer ons wil handdoek ingooi, dan hoor ons in ons gees vanmôre hierdie woord, werp jou net aan die ander kant. Vat my op my woord, wees gehoorsaam en kyk, jou net sal vol word. Here, vanmôre wil ons dan u grootheid besing. Want Here, in my eie lewe sien ek telke male hoe u tevoorskyn kom
en onderneem, voorsien, beskerm, deurdra. Daarvoor wil ek U loof en prys. Ek bring dan aan U al die lof en al die eer en al die dank van my hart. Dit bid ek in Jesus lieflike naam. Sien my boetie en sussie, Here. Wees U ook vir hulle die een, die man op die strand. Bid ek in Jesus naam. Amen. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Dat jy baie kosbaar is vir hom? Dalk voel dit vir jou of jou net leeg is op hierdie oomblik. Ek wil jou bemoedig. Kyk na die man op die strand. Gaan na hom toe. Here, wat wil U hê moet ek doen? Reageer op sy stem. En ek gee jou die versekering. Jou net sal vol word. Want dit is die Here, die Almagtige, wat in staat is om vir jou en vir my te gee, ver bokant ons verdienste. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop.